Hi, ek is Dirk van Leefluit Suid-Afrika. Ons is vandag hierso met ons crew tripod, GS3 kop en 'n walk and stalk tipe scenario. So baie ouens gebruik ons driepote vir jagdoeleindes. Ek wil amper sê meer as wat ons dit vir sportskiet gebruik. Ons almal weet wat is die prys van 'n kwesbok, nie net finansiëel nie, maar ook vir die ego. So ons soek soveel stabiliteit as wat ons moontlik kan kry. Hierdie driepoot gee dit vir jou. So tipies as jy hierna kyk, wapen wat nie 'n ark of Picatinny sal hê nie, die GS3 pas lekker baie in. Hy gaan dit also aan en hy skroef vas. Sou jou wapen Picatinny of ark uit, sal hy net daarso aan pas, baie eenvoudig. Die opstel van die hoogte van jou driepoot sal jy doen vooraf by die kamp of wanneer jy gaan inskiet of so aan. Letterlik dat hy net so onderkant jou sleutels in so hoogte is, so wanneer jy agter die wapen inkom, is dit eenvoudig genoeg wanneer die pote oopgeslaan word. Op daai manier weet jy, wanneer jy op die bok afkom, gaan jy nie sukkel met die regte hoogte op hom nie. As ons praat van om hom op te kry vir die regte hoogte, tipies sal jou gids om vir jou dra, reeds opgestel op die regte hoogte. So wanneer jy by die bok kry, sal hy vir die bene oopmaak en jy sal die wapen net pas op hom en jou skoot vat. Die driepoot is verskriklik stil wanneer hy oopmaak, hy maak nie lawaai nie en op daai manier weet jy sal nie bok vir die jager nie. Sodra jou gids vir jou die driepoot opgeslaan het, sal jy in posisie inkom, op vastrek. Die spanning beheer hierso op die klein liewertjie, op jou teiken, lekker hom in. En dan gaat hy. Daarvanaf, sou dit nodig wees, kan jy opvolg of maar net jou bok kan optel. Die driepoot help verskriklik baie vir jag in die veld. Ek gaan nêrens sonder hom nie, verseker nie as jy gaan jag nie. Hy's lig, hulle dra maklik en jy weet jy die maksimum stabiliteit. Vir meer inligting besoek ons webtuiste. Dankie.